nie die een ding is nie, is dit die ander. Kan 'n mens nooit 'n ou soetigheid nie geniet sonder dat jy met volkoord opgehou word nie? Ek het nie koekeloer op jou nie, Hoekom voel dit dan van my of ek uitgevang is? want jy is. Ons het saam besluit, jy gaan ophou met hierdie snacking tussen maaltye. It's delicious. Kry eer vir jou rou wortel om aan te kou is baie gesonder. Hou jy van uitkamp? Soos die voortrekkers, nie is te rof. Los dan my koek of ek sit vir jou na oxygen tent. Wat is almal so aggressief vandag? Mense sweer is vanaand volmaan. Albertus het stilstyp al van gister af. En jy so vinnig op jou perdjie soos 'n skoolhoof wat vervatterigheid aangeklaas. Want jy krap waar dit nie juk nie en jy juk waar mens nie moet krap nie. Ek het gisterand toevallig na Albertus se selfoon geloer. En wat sien ek? 43 SMS'e van sy ex, Rassie Putter. Wanneer eens van SMS'e praat nie. Ek het een gestuur vir Hannes Koetse. Daai elektriesien wat my laas naweek geservice gevat het om te dans. En al wat ek skryf is hello stranger. Kyk net 'n bietjie wat kry ek hier terug. Vol berou terug na vrou, verbreek alle kontak, jy veroorsaak net kwak. Loser kan nie eens spel nie. Toe steek ek Albertus se foon onder sy neus en sê vir hom, kan jy asseblief dit verduidelik? Alle mans is bliksems. Toe moes ek hoor dat SMS eintlik baie privaat is, net soos iemand se dagboek. En toe hy matriek was, het sy pa skelm sy dagboek gelees en hom onmiddellik gestuur vir DNA-toets. Hoekom? Sy pa wou seker maak dat Albertus regtig sy eie kind is voordat hy hom onterf. Nou, my ma my dagboek gelees het, was sy ook nooit weer dieselfde nie. Wat bedoel jy? My ma was 'n baie smart vrou van 'n very upstairs family. Musiekonderwyseres wat kuns versamel het. Toe trou sy met my pa, Rowerbas panelbeater van Benoni. My dagboek het haar oortuig, haar dogter aard eerder na haar pa. Maar jy's nie 'n rowwepas nie. Nee, maar ek is ook nie 'n verfynde dame wat my lus kon inhou nie. Jou lus vir wat? Ag ja, jy nog nie simpel hou nie. Op hoërskool het sy net vir die wis en die onwis elke oggend die pil oor my pap gerasper. Precious kla sy wil 'n verhoging hê. Sy sê dis baie stresvol om in 'n huis te werk waar daar soveel tension is. Was julle skoolhoof vat terug met die dogters? Vreeslik. Maar in die hof is sy onskuldig bevind. Handeoplegging om te genees is deel van sy geloof en in hierdie land het ons vryheid van geloof. Waarvan wou hy die dogters genees? Cellulite. Het hulle tango clubs? Is dit soos 'n strip club waar hulle stripping doen op die maat van die tango? Is alles waarin ek belangstel vir jou 'n grap? Nee, vir my is dit net nie so belangrik soos die dinge waarin ek belangstel nie. En dit waarin jy belangstel is beter. Ek het dit nie gesien nie. Jy hoef nie. Ek kan dit op jou gesig sien. Ag, kom nou sis. Moenie so fyn gevoelig wees nie. Vertel my van die tango clubs. Jy stel nie belang nie. Ek doen. Net nie met soveel passion soos jy nie. O, okay. Dis soos baie ordentlike nagklubs waar net die tango gedans word. Elke klub het sy professionele tango dansers waar hulle voltyds optree. En jy wil daar optree. As jy laf, dit vat omtrent 7 jaar om 'n goeie tango danser te word. Ek sal graag dan wil gaan studeer. Wat studeer? Die tango? Jy gee dan tango klasse. Moenie vir my sê jy het nie eintlik 'n klou wat jy daai mense leer nie. Nee. As Martha dit uitvind, fire sy jou. Die tango is baie ingewikkeld. Kies dan 'n makliker vak. Ons almal weet wat met jou gebeur het in die matriekeksamen. Gaan jy my hele lewe lank my neus daarin vryf? Jy het dit ook maar net gemaak. Met 'n onderskeiding in een vak? Ja, houtwerk. Detail is onbelangrik. O, natuurlik.
Want pa het jou eksamenprojek, die famous vrugtebak op sy draaibank by die huis gemaak. En ma moes vir Tannie Rita betaal om jou finale kunsprojek te verf. Ek moes na my matriekafskeid toe gaan met 'n gekoopte rok. Joune is laat maak deur Franco Vente. Want jou balletklas het 'n fortuin gekos. Niks meer as wat Male moes betaal vir spraakterapie om jou hakkel uit te sort nie. Wat baie minder as die drade vir jou tande. Maar nie soveel soos die laserterapie vir jou plaagpuisies nie. Dit was akne. Hoekom het die kinders dan vir jou Hester Puisie bakkies bester genoem? En vir jou Esther Platbos bester. Hey. Wat is hier in die gang? Ek het baie laat ontwikkel. Ons praat maar net oor die good old times. Klink vir my eerder soos liderlike ou koeie wat opgegrawe word. Ek kan elke woord hoor tot doel onder in die straat. Nou oordryf jy heeltemal. Drama queen. Okay. Vertel my 'n bietjie meer van Argentinië se tango clubs. Dink jy een van daai twee Bloemfonteinblonde sal ooit net die moeite doen om seker te maak dat daar water in die arme honde se bak is? Hulle is nou in daai stadiums van 'n lewe wat jy net aan jouself dink. Ons moet vir hulle mans kry dat hulle kan trou en uit onder my voete uit. Jy bedoel dit nie? Jy like dit. Dat hulle hier bly. Ek verdra dit maar net vir hulle ouers se onthaalwe. Ek hoor daai datingagentskap op die internet werk soos 'n bom. Ons kan daar vir hulle mans soek. Esther se kop staan oor see. Wat? Argentinië, Buenos Aires. Sy wil daar gaan verder studeer. Maar sy moet eers haar blerrie matriek hier kry. Sy weet voor haar siel sy's nie akademies aangelê nie. Wil sy nog gaan geld mors en daar gaan dryp terwyl sy dit hier nie gemak van haar eie land kan doen? Sy wil gaan leer tango. Man, sy kan tango. Wel, wat wil sy nou haar bastes na die spulspanjole gaan rondswaai? Hulle is baie onbeskof. Ek het Madonna gesien in daai Don't You Cry For Me Argentina. Ek weet hoe dit dan gaan. Die fliek se naam is Evita. Ja, en kyk wat met daar gebeur. Ek dink jy sê jy wil hulle onder jou voete uitkry. Kom ek na jou luister en hierdie rubbish teen my sin eet, weet niemand. Ek is wie ek is. Deal with it. Lig jou buns van daai bankie af en gaan kry vir ons die res van die chocoladekoek in die kombuis. Toe. Okay. Wou my net help, dit was jou idee om gewig te verloor. Was nie 'n goeie idee nie. Jy moes my oortuig het om dit nie te doen nie. Hallo ou boet, kan ek met Hendrina praat asseblief? Nee, daar's geen probleme met jou meisiekinders nie. Maar ek wil met jou vrou praat oor vrougoed. Hi Hendrina. Nee, alles is okay. Luister, moenie vir Berthe sê nie, maar ek dink Esther wil oor see gaan en dis nie nou 'n goeie tyd nie. Buenos Aires. Kyk in die atlas. Nee, ek dink dit is naby Irak nie. Maar ek dink anyway nie dis 'n goeie idee vir 'n meisiekind om alleen daar te gaan rondflenter nie. Kyk wat het met Madonna daar gebeur. En sy wil gaan dans. Nee, dit het niks met 'n paal te doen nie. Tango. Ja, dis presies wat ek ook sê. Luister, ek sê jou later weer bel as ek meer inligting het. Ek kan nie eintlik nou verder praat nie, hier's ore met antennes hier naby. Okay, bye. Wie was dit? Verkeerde nommer. Ek dink dis baie ongeskik om die grootste snykoek vir jouself te vat. Maar dis presies wat jy nou doen. Ja, maar dis anders. Hoe's dit anders? Dis my huis, I make the rules. As die koek nie genoeg is nie, vat van daai drywer. Nee. Dis okay. Ag, nie salk nie, jy's 'n groot mens, jy kan mos die punch vat. Okay, los dit. Sien jy die bak waarin jou suurdrywe is? Hester het dit vir haar matriekeksamen in die houtwerkklas gemaak. En staan dit 9, het die seuns van die swysklas my trapfiets aan die skoolhek vasgeswys. As jy so vroeg sit en speel,
Is jy depressed? Nee, ek het my korrespondensie kom doen waar Albertus my nie kan dophou nie. Wat 'n korrespondensie? 'n Paar SMS'e. Knyp jy die kat in die donker? Beslis nie. Ek het vir daai talentlose window dresser van 'n Rassie Pitter 'n SMS gestuur wat hom goed sy fortune vertel. Het jy nou 2 selfone? Nee, een is Albertus sinne. Wat maak dit hier? Ek gebruik dit vir my korrespondensie. Sodat Rassie moet dink dit kom van Albertus af. Presies. Hy sal hom net aan my afvee as ek vir hom 'n SMS stuur. Hy haat my. En jy kan hom nie verdra nie. Rassie Pitter so kom soos 'n golfbal posbus. My ma het 'n golfbal posbus. In Bloemfontein is dit 'n statussimbool. O, maar nie hier in Johannesburg nie. Nee, hier sit so common soos 'n tire swing op die stoep. My ma het 'n tire swing op die stoep. Jou ma het nie dalk 3 eende teen hulle sitkamermuur nie. Nee, Want dis common. dis in die voorportaal. Albertus roep my, ek kan nie langer by jou speel nie. En waarheen hardloop jy so vinnig weg? Askies, 'n skuldige gewete, nee. ek het 'n baie uitputtende vlug van Durbs af gehad. Ek het nie die moed of die krag om nou met jou mind games te speel nie. Het jy storieetjies by ma loop en aandra? Nee. Kan ek nou maar loop? Ek is spoormoeg. Hester, jy praat amper elke dag met ma oor die foon. Moenie nou maak asof jy nie weet nie. Ek het nie gister of vandag met ma gepraat nie. Sy wil hê ek moet die naweek Bloem toe. Hulle wil met my praat. Sy het ook 'n beradingssessie vir my by die dominee gereël. Ek is heeltemal in die donker. Hulle wil my keer om nie oor see te gaan tango nie. Ek het net gesê ek stel belang. Ek weet nie of ek ooit die geld sal hê om dit regtig te kan doen nie. Ek het absoluut niks van ma gesê nie. Wie dan? Die enigste ander persoon wat iets kon hoor, behalwe al die mense in die straat, was Trompie. Dink jy hy het vir ma gesê? Ek glo nie. Dalk het hy iets vir Auntie Bessie genoem. Aha! Nou kom ek agter die kap van die hamer. Die byl. Wat? Ek kan nie wag om uit hierdie uniform uit te kom en onder die stort te staan nie. Ou sis, jy's slim. Jy's eintlik baie slimmer as wat jy lyk. Dankie. En jy is so cute soos 'n koei vloetjie. Thanks. Presies sê hy wil my dringend sien. Dit is 'n noodgeval. Jy is 'n regte basbuiter, weet jy? Ek weet nie presies wat jy bedoel nie, maar dit klink kinky. That's okay by me. Try anything once. Dis wat ek altyd sê. Ja, jy het deesdae nogal baie om te sê, nee. Wat is ook maar so vinnig praat. You doesn't get it, hey? Jy klink aggressief. Moet seker weer volmaan wees vanaand. My horoscope sê, beware of the storm clouds ahead. Vergeet van die weer. Het jy vir Auntie Bessie gesê ek wil oor see gaan? Nee, Jy het nie vir haar gesê ek wil gaan tango in Buenos Aires nie. nee woord nie. Is jy doodseker? Ja, En mag 'n weerligstraal jou nou net hier poordes merdenspiets as jy lieg? wat is dit die? 'n Hof? Hoekom vra jy my? Is ek onder verdenking? Wat het ek verkeerd gedoen dat ek so behandel moet word? Jy beledig my integriteit. Ek is uiters geskok en diep seer gemaak. En ek voel jy's nie vandag baie lekker nie. So dan was dit jy. Ja, okay, sorry. Auntie is laat. Personeelprobleme. 2 van die vroue skoonmakers het stry gekry. Toe klap die een die ander met 'n nat mop deur die gesig en toe is hy hel los. Is Auntie okay? Ja, ek het hulle in verskillende spanne gesit wat heeltemal in verskillende geboue werk. Waaroor het hulle beklei? Mans of geld? Politiek. Kantoorpolitiek. Milk or sugar? Ja, goeie. Internasionale politiek. Ons word by die werk verbied om oor politiek te praat, veral met anderskleurige passasiers. Hulle mag ook nie eintlik nie, maar sien die een vrou, Gloria, die kom van Zimbabwe af. En die ander een, Queen, die een met die short fuse en die mop, die is van Nigeria.
Hulle het 'n ernstige meningsverskil oor Zimbabwe se land reform policy. Toe maak Gloria die fout om iets neerhalend te sê oor Nigerië se sokkerspan. Toe laat waai Queen met die mop en die res is history. So bakleierery by die werk is regtig onaangenaam. Hulle dreig nou albei met hofsaake. Gloria gil net, "Don't speak to me, Fatty, speak to my lawyer." En Queen laat waai met, "Speak to the hand, home girl, speak to the hand." En dan wys hy liderlike handtekenings van Gloria. Het Antie geweet dis hoe doofstom mense vuil praat? Nee, maar ek het zoiets vermoed. Dis seker van sparkplug af. Piston Antie, piston Pinaar. Hoe smaak dit my jy's besig om verlief te raak op daai cowboy, hè? Hy's amazing. Is hy nog verloof? Ja, ongelukkig. Hy mors net met jou. Sy stupid verloofde verstaan hom glad nie. Nee, maar hoekom los hy dan nie? Hy het my baie mooi gevra dat ek net 'n bietjie geduldig moet wees. Op hierdie stadium moet hy sy opsies oop hou. Hy spin jou 'n storie en jy val daarvoor. Dis baie moeilik vir Piston om vir 'n mooi girl nee te sê. Hoeveel ander girlfriends hou hy aan sy lyntjie? 4. Maar met jou en sy verloofde is dit 6. Hy is baie eerlik en hy vertel my alles. In my dae was 'n love triangle gevaarlik en ingewikkeld om te hanteer. Smaak my die son of a hubcap het julle betrokke in 'n love hexagon. As jy goed is jy goed. Hy gaan nie hou nie, ek waarborg jou. Voor hy 45 is, het hy 'n dubbele hip replacement nodig. In hierdie land kan 'n mens nie eens 'n beintjie breek in iemand se rigting nie en hulle wil jou hof toe sleep. Wil Precious jou hof toe vat? Nee. Ons gaan haar klagtes uitsort by arbitration. Kan jy glo? Sy het nog 'n klag van feminine ignoration bygelas. Wat's dit? Precious reken as werker word sy heel skaflik behandel, maar as vrou ignoreer ons haar. Wat verwag sy? Julle speel dan vir die ander span. Ek weet waar dit vandaan kom. Meneer Fischer hier langsaan kan mos nie sy hande tuis hou nie. Toe dreig Polina hom met sexual harassment en net dan skik hy met haar finansiëel. Dit het my nogal opgeval dat sy deesdae baie smart aantrek. Wys jou. Nee. Stou window dresser van Pretoria. Hy het met sy prokureur oor my gaan praat. Rassie Pitter. Elke keer as ek haar naam sê, voel dit of ek in my eie mond opgooi. Ag nee, maar jy kan darm maar vreeslik oordryf. Plaas ek hom maar net eerder ignoreer. Maar nee, ek wil wraak neem. My boude kon nie rus kry voor ek vir hom daai effense kras SMS gestuur het nie. Hoe kras? Eintlik vreeslik vieslik. Waarvoor presies wil hy jou hof toe sleep? Name calling, verbal assault en emotional abuse. Ek het nie geweet mens kan iemand dagvaar vir dit nie. Daar's sekere woorde in hierdie land wat 'n mens agter tralies kan laat beland. Maar jy het nie in jou SMS'e daai woorde gebruik nie, het jy? Nee, rassie is wit. Maar dan het jy niks om oor te worry nie. Albertus het gesê hy gaan my oor sy skoot trek en my hengsepak slaag gee. Dit is teen die wet. In die skole, by die huis, who knows. Miskien moet jy en Albertus 'n bietjie van mekaar af wegkom. Dit sal nie nodig wees nie, ons het klaar opgemaak. Hoe? Ek het vreeslik gehuil en gesê jammer dat ek 'n fout gemaak het, maar dat my crime 'n crime of passion was. Het dit gewerk? Soos 'n droom. Albertus het my beloof dat hy alle kontak met Rassie gaan verbreek en 'n nuwe SIM-kaart gaan kry. En diep in my oë gekyk en die res is age restricted. Oh. Hoi, dis Esther. Ja, Esther Bester, die ligvaardin. Ek sou nie sê Wolpse nie. Wie is jy? Piston se verloofde. Waarmee kan ek help? Ons is net baie goeie vriende. O, jy weet. Hy het gebieg en gesmeek om vergifnis. Het hy jou ook vertel van die ander 4 terte wat hy entertain? O, jy weet. Nou kom by jy my.
No ways. Ek stel nie belang om 'n vergadering by te woon waar alles oopgevlek word nie. Sorry. Ek het niks meer om vir jou te sê nie. Maar sê vir Piston. He's gonna get a piece of my mind. En daar slaat die Popo die fan. Het Antie my persoonlike gesprek afgeluister? Jy praat so hard, mens kan nie help nie. Is anyway baie interessanter as die soapies op die TV. Sommer die hel van daai Piston. Ja, Esther, as 'n man goed is, is hy goed. Pas op as iets te goed is om waar te wees, daar is dit gewoonlik. Ek weet nie of ek moet lag of huil nie. Jy is 'n vrou, huil. Is een van die dodelikste wapens wat ons het. Alle mans is bliksems. Ek wil baie dringend met Antie praat. Is daar bloed en pyn betrokke? Wat? Nee, Dan is dit nie dringend nie. vir my is dit. Kyk, ek werk nie vanaand nie en ek is op 'n baie hot en steamy plek in my boek. Gaan met my ou plesiertjie. Kom ons gesels later. Ek wil nie eintlik gesels nie. Ek is baie kwaad vir Antie. Hoe nou? Antie het gaan stir Waar? in Bloemfontein. Oh. My ma is hysteries. Ag, sy neig nog altyd om te ooreageer. Antie het die pap baie dik aangemaak. Hoe ernstig is jy oor die oorseegannery? Met wat ek by die Dancing Academy verdien, sal ek maar so iets nooit kan bekostig nie. Dis net 'n droom. Maar hoekom die hel sê jy dit nie van my nie? Maar hoekom vra Antie my nie net nie? Maar doen dit mos nou. Ja, na Antie my ma met Trompie se stories op hol gehad het. Hy toffie het my senuwees op hol gejaag. Hoekom? Kyk, ek weet ek het baie foute en ek gaan baie keer soos 'n vis by te kere, maar dit is vir my baie moeilik om te aanvaar dat jy en jou suster nie vir altyd hier gaan bly nie. Ek wil nie weer alleen hier saam met my 2 honde hier in die huis rondrettel nie. Wat probeer Antie sê? Dat ek nie wil hê jy moet nou al weggaan nie. Antie, Julle is my familie. My lewe. Antie. Ja, toe nou. Los my laat ek my boek in vrede kan lees.